Ek luister na die so 'n bietjie hard. Luister na die woorde van hierdie lied. Blyk bruikbaar en gereed. En ek vra myself af, is ons bruikbaar en gereed? Want dit is maar die roepstem van die Heilige Gees elke dag dat ons bruikbaar en gereed sal wees. Vanoggend ek wou gepraat het 'n bietjie oor die krag van die Heilige Gees so in die week gesit en dink. Maar wat my getref het, en dis hoekom hierdie woorde by my vassteek is. Vorige naweek was daar mense daar by ons huis en hulle vertel die storie van 3 predikers, pastore wat uit die bediening is en niks meer van die Here wil te doen hê nie. En my hart gaan so uit en dit huil eintlik nog steeds om te dink dat iemand wat die Here moet verteenwoordig, iemand wat hom moet uitdra na buitekant toe, stap weg van die een wat die volheid van liefde is. Wat alles wat hulle kon ervaar, kom maar net so aan. En jy stap weg van dit af en jy wil niks meer met die Here te doen hê nie. Waartoe gaan jy? Hoe duister is, hoe gaan jou lewe in duisternis omhul word as jy weg is van die Here af? Die hart van dit is dat as ek saam met God gestap het, as ek my lewe vir hom gegee het en ek het al so lank 'n pad gestap, hoe draai ek weg van dit? Wat gebeur in jou lewe dat jy wegdraai, dat jy nie meer saam met die Here stap nie? En toe die Here vir my 'n paar punte uitgebring en my boodskap gaan eintlik maar net oor die hart van Pinkster. Want ons kan so maklik as 'n broer of 'n suster teen my iets gedoen het, aanstoot neem en dan volg ek sommer die Here nie meer, ek gaan op my eie pad aan. Waar breek jou koneksie met die Here? As die wat om jou is, jou skade doen en jy wil nie meer saam met die Here stap nie. Wat 'n verhouding het jy met hom op die einde van die dag? En ons het met ons gebed Saterdagoggend wat ons bid, het Jan iets gesê wat my so bygebly het. En ek wil by hierdie puntjie gou 'n bietjie stil staan. Jy weet daar's mense wat 'n geestelike pad gestap het wat ek en jy nog nie eers verby is nie. En wanneer die Here sê hy is die brood van die lewe en ons eet van die brood van die lewe. Daar's mense in hierdie lewe wat brood saamdra. Dat jy nooit dit sal opeet in jou leeftyd nie. En Jan en Tannie Nelly hulle is van daai mense. As jy 'n kans kry met jy met hulle gesels, jy kry altyd 'n stukkie brood. Altyd. Jou gees word so gevoed as jy by hulle gesit het en dit wat jy ontvang. En ons moet leer dat daar's mense wat voor ons uitgaan en daar's die wat na ons kom, ons kinders wat ons moet leer. Dat ons by hulle kan sit en kan brood kry en gevoed word. Want ek dink hoekom ons wegval as ons gaan baie keer in hongersnood in. Ons kry nie genoeg brood in nie. Ons sit nie met mense wat regtig by wie ons hoop kan kry en geloof kan kry om ons op te bou nie. So Jan het iets gesê, hy het gesê in hierdie gemeente is een van die gemeentes wat hy die liefde van die Here tasbaar kon voel. En dit het my so gestig, want dit sê vir my, die kern van wie ons is liefde. En die kern van Pinkster is liefde. Want die Here het sy seun gestuur, die Vader het sy seun gestuur, omdat hy ons so lief gehad het. En dat die liefde wat uitgestort word in ons harte, sê hy, dit oorkom alles. Daar's nie iets wat die liefde nie oorkom nie. En ons kan verskillende name aan die liefde sit, of dit nou barmhartigheid is en of dit omgee is en of dit 'n pad saam met iemand stap. Liefde lê sy lewe neer. Liefde is nie so seer 'n emosie nie, maar is 'n neerlê van 'n lewe. So ek wil vanoggend begin met 'n punt en ek en Jan en ons het eintlik lekker Saterdag gesels. Jy weet, soveel van ons wat hierso sit en nog ander het stories van dit wat die Here in ons lewe gedoen het. Maar hier's baie wat hier sit wat glad nie daai stories ken nie. En ek onthou
in die skrif toe die Here met Israel gepraat het, toe sê hy, julle moet die nageslagte vertel van wat ek vir julle gedoen het, sodat hulle nie sal vergeet van wat ek vir hulle gedoen het nie. En ons vertel so min vir mekaar wat die Here vir ons gedoen het. So ergens gaan ons 'n skrifbak kry en ons gaan 'n bietjie goeders neerskrywe, dat ons 'n boek kan hê wat ons, as iemand af is en afgemat is, dat hy 'n bietjie die geloofstories kan lees. Want die stories wat geskryf word, ek wil amper sê is met bloed en sweet daar geskryf. As enige iemand vir my sê, die geloofpad is maklik. Dit is staan en sweet en swoeg en huil, laat aan en gaan slaap, totdat jy deurgedring het, en dan kom die gejuig. Geloofstories is nie sommer net daar nie. Manne en vroue van geloof het nagte deurgestoei, dae deurgestoei met die Here. Want geloof is nie 'n ding wat jy kan vat en sê ek het dit nou nie. Die volgende taak wat jy kry is 'n sterker geloof wat jy moet instaan. En dan jy broers en susters nodig om jou te help en te dra in dit wat jy dra. So is geloofstorie vir my, is dit voed my, dit sê vir my, iemand het gedra, gestaan, geveg en oorkom. En nou dra ons die vreugde daarvan. Ons kan nou oor dit praat om mekaar hoop te kan gee en mekaar op te kan bou. Nou ja, ek wil nie te lank aangaan op daai nie. Ek het vir die Here gesê, ek gaan 'n punt gebruik, 'n vers gebruik en 'n storie gebruik, maar ek wil 'n werklike, 'n ware verhaal storie hê. Nie net 'n sommer hoor sê storie nie. So ek het ware stories gaan soek om by 'n punt te sit. Want 'n hart van Pinkster. Ek wil nog gevra het, wie weet julle wat beteken Pinkster? Ja, ons het gisterand vasvraag gedoen, dink ek, wag, ek moet hierdie ene kom vra 'n bietjie. Want ek het ook die vraag gehad, ek het nie geweet nie. Want ons dink is uitstort van die Heilige Gees of iets met die Gees te doen. Maar Pinkster beteken maar net eintlik 50ste. Dis die 50ste dag nadat Jesus opgestaan het. En dis waar Pinkster vandaan kom. So nou weet julle ook Pinkster. Die volgende keer as jy vraag kry by die vasvraag, dan weet julle dis wat dit is, 50ste. So en dit was vir my interessant dat dit is sommer net so 'n eenvoudige woord. Ek het gedink daar's 'n baie groter geestelike betekenis. Vir ons natuurlik het baie groter geestelike betekenis, maar dit kom, die Pentekos, die woord waar hy vandaan kom, beteken maar net eintlik 50ste. So dit was vir my baie interessant geweest. So die Here kom deel en hy sê, die eerste ding hoekom ons wegval van hom af, is dat ons het nie intimiteit met hom nie. As ek moet vra, wie het gaan kuier by die Here, met hom gesels oor jou diepste intieme goed, en wat het die Here vir jou teruggesê, weet ek nie hoeveel sal dit antwoord nie. Maar dis die Here se hart, hy wil hê ons moet 'n verhouding hê. Daar in die 7 kerke aan die einde van Openbaring sê hy, ek het dit teen julle, dat julle julle eerste liefde verloon het. En jy weet, eerste liefde, die wat nou, ons weet ons is al baie wat oud is, maar nog die wat nog jonk is, jou eerste liefde, jy sal alles doen. Jy sal berge versit, jy sal, en hopelik is die wat hier so sit, getroud met hulle eerste liefde, want daai gevoel, dit wat jy wil oorkom, dit wat jy wil gaan, is so sterk. En die Here sê, ons moet sy eerste liefde wees. Dat maak nie saak wat daar is in die wêreld nie, dat ons dit sal oorkom. En hy praat hierso in 1 Johannes 14:7 sê, as julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken julle my nie. Filippus, wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Christus leef die Vader, want hy sê, soos ek in die Vader is, so bid ek ook, dat julle so een sal wees. Daar's 'n eenheid in intimiteit wat plaasvind, wat nie weer gebreek sal word nie. Maar as ons net eenvoudig, ons praat van Pinkster, baie jaag Pinkster na oor die tale, want daar's 'n teken wat volg. Maar baie wat in tale praat, val weer weg, want hulle het geen intimiteit op die einde van die dag nie. En die Here roep ons weer terug
Hy sê ons moet terugkom in die tyd, en as ons die eerste punt kan vasmaak, is dat die hart van Pinkster is intimiteit met Christus. En so wonderlike openbaring wat ek van die Here gehad, hy sê, Pinkster, of die uitstorting van die Heilige Gees, is 'n bewys dat Christus opgestaan het. Want as Christus nie opgestaan het, het hy die Heilige Gees nie gestuur vir ons om ons by te staan op die aarde nie. So om gedoop te word met die Heilige Gees, om gevul te wees met sy krag, en net soos so 'n puntjie, die krag wat in die Heilige Gees is nie ons in nie. Dit behoort aan die Heilige Gees. Maar ons raak dit deelagtig wanneer hy ons gedoop het met die Heilige Gees en ons in geloof stap, breek ons deur daartoe. So my eerste storie. Dit gaan oor 'n seun nogal van Gauteng, sy naam is Michael, en op die blad het hulle gesê hulle gee toestemming, gesin gee toestemming dat ons die storie kan gebruik. Is 'n pastoor se seun. En hy het opstandig geraak so in sy 10 jaar as so matriekjaar rond. Kwaad geraak vir sy pa, want sy pa gee nie tyd aan hom nie. Sy pa gee meer tyd aan die gemeente. Staan meer tyd af aan ander mense. En op 'n dag het hy net sy pa gevloek en hy is uit die huis uit. En dit klink vir my soos die verlore seun storie. Maar hy is net afdraande totdat hy in 'n inrigting beland het waar hy hulp gekry het vir sy dwelms so goed wat hy gebruik het. En met niks rondom hom het hy noodgedwonge die Bybel begin lees. En die versie wat opgekom het, wat hy gelees het, was gewees: wie my gesien het die Vader gesien. En in sy hart het hy hierdie ervaar: wat as my pa nie net 'n streng prediker is nie? Wat as hy God se hart probeer leef en ek het dit nooit gesien nie? En toe die dag aanbreek dat ouers en kinders by mekaar kan uitkom, het hy na sy pa toe gestap en hy het vir sy pa gesê: ek het altyd teen jou beklei, maar ek het nooit probeer om jou hart te verstaan nie. Hoe baie keer beklei ons teen mekaar omdat dinge nie vir my lekker is nie. En ons mis die hart van iemand anders. En so is dit in ons verhouding met Christus ook. Ons vind so baie fout in die liggaam van Christus, dat ons nooit die hart van die Vader leer ken nie. Ons verstaan nie hoe die Vader lyk nie. En ons verstaan nog minder hoe Christus lyk. En die woorde wat hy sê, nadat hulle opgemaak het en hy kans gehad om te praat, toe sê hy: toe ek my pa in daardie oomblik vasgehou het ek God leer ken. Nie die God van oordeel nie, maar die Vader wat wag, vergewe en nie ophou lief hê nie. Ek en jy dra die beeld van wie Christus is. En wanneer mense my ervaar of jou ervaar, dan leer hulle Christus ken en hulle leer die Vader ken. En ja, ons is nie volmaak nie, maar hoe meer ek en jy Jesus ken en die Vader ken, hoe meer sal hy ons transformeer dat wanneer ander ons sien, hulle die Vader sal sien en sal sê, waarlik, ons ken die Vader. Ons het gisteraand sommer so gepraat oor die name van Christus. En lank nadat ons al die goeders genoem het wat karakter van Christus, het Nico gevra, is daar nog iets wat iemand wil sê? En skielik herinner die Vader my, het sê, dat hy sê, hy breek nie 'n geknakte riet nie, en hy blaas nie 'n lamp dood nie, wat nog rook nie. En die Here sê, herinner hulle, dis een van my sterkste gawes, is dat ek vir die geringstes van die geringstes my lewe gee. En vandag, met hierdie een punt, sê hy, die hart van Pinkster is dat ons intimiteit sal hê met die Vader en met die Here, sodat die wêreld hom kan leer ken. OK, punt 1. Punt 2 gaan juis oor die eerste punt. Staan na Matteus 12, maar hy antwoord en sê, 'n slegte en afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Ons soek so baie keer net tekens,
Maar die tekens was gegee, nog steeds was die volk, was hulle ongehoorsaam. Nog steeds het hulle voorgegaan, het hulle nie geglo in Christus nie. En die Here het vir hulle begin kwaad raak, want daar was 'n stadium toe hy die brood opgedeel het, toe sê, julle volg my net omdat ek vir julle kos gee. Julle volg my nie oor wie ek is nie. En hy sê, hy noem hulle, en dit is 'n slegte en afvallige geslag. Hulle wil niks met Christus te doen nie, en hulle wil nie in die liefde stap nie, maar hulle soek net tekens. En baie keer vind ons wil tekens sien voor ons sal glo. Maar die Gees wat in ons is die een wat die teken is. Want hy sê, die Gees van die Here getuig in ons hart dat ons kinders van God is. Wie het 'n getuienis dat jy 'n kind van God is deur die Gees? Self in jou moeilikste tye sal die Gees nog getuig dat jy sy kind is. Maar as ons nie saam met die Gees wandel nie, dis wanneer die vyand vir ons al hierdie leuns vertel wat in ons inkom. Hierdie storieetjie was so 'n regte ou trane trekker storieetjie gewees. Kom daai Durban uit, word deur die sendelinge vertel. Van 'n dwelmbaas, sy naam is weggelaat, hulle noem hom sommer net Big D. Nou, hy was skrikwekkend geweest met al die goed wat hy gedoen het. Dwelms en prostitusie, en self die kerke was bang geweest vir wat hy gedoen het. En hierdie tannetjie, sy het elke dag, en sy het die straat afgestaan, dan gaan staan sy voor dwelmhuis, dan sê sy, Here, laat hierdie Jona terugdraai na U toe. En dan sy weer huis toe gegaan. En so het dit aangegaan vir 2-3 jaar. Dit was die tannie se gebed. Sy het voor die huis gaan staan en dieselfde goed oor en oor gesê. Nou ek kan dink, sy moes 'n woord gekry het, want ou gaan hom nie net Jona sê verniet nie. So ergens het sy hom aangespreek as Jona, maar sy het nie afgegaan van daai gebed nie. Sy het daar gaan staan tot die dag wat hierdie dwelmbaas by sy maat gekom het en gesê, hierdie tannie maak my klaar. Ek kan haar nie meer verdra nie, ek moet iets aan haar doen. En daai nag toe droom hy. Hy droom, hy is in daai vis en hy kry nie asem nie. En hy's besig om dood te gaan. En die Here sê vir hom, soos Jona, roep my aan uit die diepte. En daar gaan besoek hy die tannie en hy gee sy lewe. Hy maak reg, hy het bitter berou. Hy vandag is hy een van die wat minister en wat nog steeds die woord van die Here uitdra. Dis hoekom hulle sy naam wil sê nie, want hulle is bang vir vervolging. Maar hy het sy lewe opreg gegee. Ons sien baie keer Jona, as ons praat oor die teken van Jona, oor die 3 dae wat in die vis was en die 3 dae wat Jesus in die graf was, maar ons sien nooit dat die krag van Jona was eintlik uit 'n hele volk tot bekering gebring. Dis die krag wat uitgevloei het van dit. En dit, as ons by die derde punt kan kom, is dit moet ons harte wees. Is om die krag van wat die Here ons gegee het, iemand na die Here toe te lei. Want daar's geen groter blydskap in die hemel oor een wat sy hart vir die Here gee nie. Geen groter blydskap nie. En daai krag wat die Here in ons gesit het, kan niemand van jou wegvat nie. Dit moet iets wees wat kosbaar in jou is. Om vir die Here te sê, wat is hierdie war room? Ek dink as daar so Koeka so oud tannetjie, sy sê, just give me one more, Lord. Just one more. Sy het so hard om een siel na die Here toe te bring. En mag ons hart by daai plek wees wat ons sê, Here, ek is bereid om die pad te stap met een siel wat ek na die Here kan bring. So die hart van Pinkster is om soos Christus te kan uitgaan en mense in die koninkryk in te bring en 'n pad saam met hulle te kan loop. Hierdie het my regtig geraak. Die wonderwerk in dit alles was dat 'n gebroke hart wat terugdraai na God toe. Self hulle wat weggeval het as kinders van die Here, is daar groot blydskap vir wanneer iemand terugkom. Laat my dink aan sommer net aan Jesus wat sê, wat die 99 skape los en die enetjie gaan haal. Dat sy hart is vir hulle wat weggeval het, wat verlore geraak het. So die derde storieetjie is gawes. Ek dink ons het al redelik gepraat oor die gawes, staan daar in Efesiërs, weet van die apostels, maar ek wil by hierdie gedeeltetjie stil staan. Die apostels, profete, evangeliste en herders en leraars was vir die gemeente gegee, maar dan sê hy sê
Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir die diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons eintlik almal kom tot die werklike eenheid in die geloof en in ons kennis van die Seun van God. Hy sê, ons is, en ek wil hê ons moet mooi hoor, ons is die liggaam van Christus. As jy nog nie daaroor gedink het nie, dink mooi daaroor. Christus is die hoof en ons is die liggaam. As een van ons skade doen, ly die hele liggaam. Dis nie net die ou wat die skade doen nie. En dis hoekom die Here so hard is wat hy sê, as daar 'n klein bietjie seedeeg is, deel met die seedeeg, want dit maak die hele deeg suur. En in hierdie geval praat hy van die liggaam, as dit saam is, sal ons werklik in eenheid van geloof kom. Hierdie woordjie het my so getref, hy sê, ons sal werklik in die eenheid van geloof kom, want elkeen van ons wat hier sit, het verskillende gawes. En dan sê hy, en dit het bring my by die eerste punt, sê hy, en ons die kennis van die Seun van God sal ontvang. Ons sal Christus leer ken, deur dit wat ons in die liggaam vir mekaar met ons gawes doen. Ons gaan dit nie op 'n ander manier leer ken nie. Ons gaan dit, wanneer ons gawes na mekaar toe uitreik, sal ons Christus leer ken. En ons sal in 'n groter plek van geloof instap, as wat ons nou is. Hierdie storieetjie kom uit Platteland daar in Limpopo, gaan maar oor 'n predikant wat verplaas is. En toe was die kerk alleen, amper soos wat ons in is, en almal het gedink, weet waartoe sal hulle gaan en wat moet hulle gaan doen. En toe staan daar 'n ou oom op en hy sê, dis nie net die prediker wat gawes gekry het nie, ons het ook gawes gekry. Kom ons bedien mekaar uit die gawes uit. En so begin hulle, ek het nou so 'n paar goedjies hier neergesit, maar daar was 'n tannie wat, sy het kaartjies, bemoediging kaartjies geskryf vir almal wat siek was, en sy het vir hulle gegee het, en ander het koffie gemaak, hy het opgestaan en 'n visioen gebring, ander het 'n lering gebring, sommer oor die bergpredikasie. En op die einde van die dag was die wat stil was, daar praat hy van 'n dokter wat nooit gepraat het in die gemeente nie, en toe eendag staan hy op, toe bring hy 'n profetiese woord, en daai profetiese woord het iemand se lewe gered. Net omdat hy gehoorsaam was. Toe hulle later vir hulle vra, maar weet, het julle nooit 'n prediker gehad? Het sê hulle, ons het. God was ons prediker, maar ons was beskikbaar. En ons het opgestaan, en ons het begin luister, wat sê die Here vir ons? Begin vra, wat is ons gawes, wat kan ek bring vir iemand anders wat verander tot stigting sal wees? En hier is die volgende hart van Pinkster, is dat ons regtig by die Here gaan stil sit en hoor, wat is my gawes? Ons stoei so baie, maar ons luister nooit nie. Want elkeen van ons het gawes. En ons sal en ons kan hierdie gemeente stig deur die gawes wat die Here ons gegee het. Ek luister by die gebed wat ons sit. Net hoe vinnig die Here kom en 'n woord inbring, en dan net so is daar getuie op getuie op getuie wat stig. Daar's gawes wat ons agterkom wat begin beweeg. En so kan ons, of ons hier by die koffie staan en mekaar gesels, vir mekaar bid. Ons kan iemand bemoedig wat siek is. Ek bedoel, dis een van ons, dink ons grootste gawes is om versoening te bring. So gaan sit by die Here en vra. Moenie dink, hy wil hê ek moet hospitale toe gaan en vir mense gaan bid nie. As dit is, sal hy met jou pad stap daarmee. Maar hy sê, hy beproef ons net in die klein goedjies, sodat ons later in die groter goeders kan instap. Want ons leer hom ken deur die klein dingetjies wat hy vir ons leer. Okay. So die storieetjie wat eintlik hierso sê is dat ons almal het gawes en ons kan dit na mekaar te bedien. En dis die hart van Pinkster, om nie te verloor dit wat Christus ons gegee het nie. Dan heiligmaking, dink ek ken ons almal. Heiligmaking is so 'n ding wat net mense praat oor dit. Want heiligmaking is nie maklik nie. Jan het vanoggend so 'n mooi ding gesê. Heiligmaking is dat die vuur ons louter. Maar ons is altyd lus vir die vuur, want die vuur is nie lekker om daarin te wees nie. Maar die Here sê hierso in 1 Petrus,
Soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Hierdie gaan sommer oor 'n man daar in die Noord-Kaap. Hulle noem hom Jan. Hy het in 2009 was hy het in die myne daar gewerk. Hy het klippe gekap. En hy was 'n moeilike man. Hy het altyd 'n bottel brandewyn in sy bakkie gery en niemand kon naby hom kom nie. Hy was, as ons hom noem, 'n regte beklei gat gewees. Hy wil net beklei, enigiemand wat iets sê, die het hy geslaan. En toe raak sy vrou siek. En toe sy vrou begin siek raak, toe besef hy, maar as sy vrou gaan, het hy niks meer waarvoor hy lewe nie. Sy vrou was alles waarvoor hy geleef het. En vir die eerste keer val hy voor die Here en sê, Here, wil U nie my vrou gesond maak en ook sommer vir my gesond maak nie. En hier begin die Here met 'n louteringsproses in sy lewe, waar hy sê, hy het gedink hy is so hard dat niemand hom kan verander nie. Maar soos hy aangaan, het hy agtergekom, daar's tog goud wat in sy lewe na vore kom. En dis nie sy goud nie, dis die Here wat begin gestalte kry in hom. En lank daarna, toe sy vrou gesond is, en hy getuie gegee het, in die kerk was daar 'n jong man wat gesê het, toe ek Jan sien verander het, het ek besef, God kan en wil enigiemand heilig maak. Nie om vroom te lyk nie, maar om soos Jesus te word. Dis nie 'n posisie wat ons instap nie, of 'n perfeksie, of 'n plek wat ek dink, en nou gaan almal dink ek is hoog heilig nie. Om heilig te wees soos God heilig is om oor te gee. Ek is klaar geveg. Veg nie meer met die Here nie, ek veg nie meer met wat hy met my lewe wil doen nie. Ek gee oor. Dis heiligheid. Want dan kan die Here met my begin werk. Voor dit is dit maar net ek, Jan, Willem, Koos, Sari, ons beklei met die Here, want ons weet ons is sterk. Ek sê ons altyd, ons is fighting fit. Maar as ons by die plek kom van oorgawe, kom die Here met heiligheid. Dan neem hy ons na die vuur toe, dan louter hy ons. Dan maak hy ons soos hy is, dat wanneer mense ons sien, sal hulle sê, hy was by die Here gewees. Ons sien, hy was daar gewees. En die laaste een voordat ek oorgaan, weer terug na Pinkster toe, is waar Jesus die tempel gereinig het, toe hy gesê het, my huis moet 'n huis, my Vader is 'n huis van gebed wees. En dis ek een van die goed wat ons as mens die meeste doen, is om gebed tye te maak. Want gebed is vir ons swaar, en omdat ons nie verhouding het nie, is gebed vir ons nog swaarder. Maar wanneer jy verhouding het, sal jy tyd maak. 2 ure, 3 ure. Ons sê, hoe bid jy 10 minute, hoe bid jy 15 minute? Dis moeilik. Maar as jy verhouding het, kan jy uur bid. Ons het 'n gebed byeenkoms Saterdag. En daar's niks wat ons keer om 'n gebed by ons huis te begin nie. Want die volgende storieetjie gaan juis oor 'n vroutjie wat daar in Kalitsa gebly het in die Kaap. 2015, ook 'n sendingstorie. Haar naam is Lindiwe. Haar man het haar gelos, haar kinders het begin in dwelms gaan. Wat het sy gemaak? Sy het gesê, Here, wil U nie kom bly hierso nie. Sy het een van die kamertjies skoon gemaak. Sy het 'n boks daar gesit en sy het die Bybel op die boks gesit. Sy sê, Here, hierdie is die plek. Kan U elke dag hier kry. En sy het begin in die oggend. Het sy daar gaan bid. En nie lank daarna nie, toe die buurvrou wat depressie het, dat haar man ook gelos het, het saam met haar begin bid. En voor 2-3 maande verby was daar 'n hele plekkie vol gewees. Almal mense wat probleme het, wat gebed nodig gehad het. Ons moet weer ons huis 'n huis van gebed maak. Ons moet weer die Here nooi om in te kom, om saam met ons woning te maak. Maak nie saak hoe de mekaar my lewe is nie. Die Here, wanneer hy intrek, bring hy orde. Glo my. As ek hom nooi dat hy in my huis intrek, en ek maak tyd saam met hom, sal hy orde bring. So die hart van Pinkster is, kry jou prioriteite in orde. Want my Vader se huis is 'n huis van gebed. Hierdie huis is 'n huis van gebed. Ons moet 'n huis van gebed wees vir die Here. As ons die wêreld wil verander, as ons die wêreld wil impakteer met die gees van Pinkster, die uitstorting van die gees, dan het ons nodig dat ons huis weer 'n huis van gebed sal word.
Dat ons nie ons probleme sien nie, maar dat ons Christus sien. As die een, wanneer hy in my huis ingetrek het, sal die probleme opgelos word. Ons verwag 'n Christus wat 'n stokkie moet swaai en dinge gebeur net. Maar Christus sê nee, ek soek verhouding. Ek soek jou hart. Wanneer jy terugkom na die eerste liefde, sal ek jou huis infiltreer. Wat sê Matteus? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En die res van die dinge sal ek vir julle byvoeg. En hierdie vroutjie sê dat aan die einde van die jaar was self die straat wat sy gebly het, was dwelmvry gewees. En ek dink byvoorbeeld aan, julle ken vir Brink. Brink hulle het so 2 weke terug of so, het hulle, die mense wat hulle maar bedien, is maar meestal dwelm, drank afhanklik. En hulle het al soveel wonders gedoen met hulle, en hulle, die wat nou al sterk staan, het saam met hulle gaan bid, daar by 'n dwelmhuis waar hulle almal weet waar om die dwelms te koop. En dit was letterlik 'n week gewees. Toe is die dwelmbasis gearresteer. Die huis is skoon, daar bly nie meer iemand daar nie. En dit was vir hulle so groot getuienis van gebed gewees, van om te gaan staan en die Here te vra om saam met hulle te kan staan. Dit waarmee hulle stoei, het hulle opgestaan en gesê ons is klaar daarmee. Ons veg nou daarmee. So gebed is ons eerste oproep om die res van die huis onsself in orde te kan kry. En dan gaan ons weer terug Pinkster. Ons is eintlik vandag om te dink aan Pinkster. Die uitstorting van sy gees wat alles kon verander het. En eintlik was dit maar die koninkryk van God wat neergestort het op mense. Die krag wat beskikbaar is om die wêreld te kan verander. En tog weet ons so min daarvan. Tog stap ons so min daarin. En dis hoekom ek hierdie 5 punte hanteer het. Want ons kan so maklik die vyand ons weer langs die kant kry en ons plat trek. Ons kan so maklik weer die leuns glo van die vyand. Want ons voel met ons vlees, ons leef nie in die waarheid nie. En as ek by hierdie Pinkster gedeelte kom, dan wil ek hê julle moet verstaan dat wanneer die Here ons aanraak, is dit nie net vir ons nie, maar dis vir die wêreld daar buitekant. Want dis hoekom hy sy gees gestuur het. Is dat die wêreld getransformeer moet word. Ek self ook, maar die wêreld. Toe die disippels gaan wag het hy gesê, wag, dat ek julle met krag kan vul, sodat julle in die wêreld kan uitgaan en die wêreld verander. Hy roep ons na die oesland, nie vir onsself nie, maar vir die wêreld. En dis hoekom ons by daai punt moet kom waar ons dood moet wees, waar ek oorgee in heiligheid, sodat die gees van God in my kan werk. Hierdie 6ste punt gaan in Johannes 14:15, waar hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. As julle my gebooie liefhet, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. So opdrag dat die Here ons gee. Hy sê, as julle my liefhet, volg dit wat ek vir julle gesê het. Wandel in dit. Moenie julle eie pad volg nie. En my gees is hier. Ons het so gesing dat die gees sal kom. Maar ek sê vir julle, die gees is in julle. Want God het sy gees vir ons gegee. En hy's gereed om te beweeg. Is ek en jy gereed om te beweeg? Want die gees beweeg wanneer ons beweeg. Die gees kan nie beweeg as ons kla en moan en nie môre sien en nie hoop het en nie geloof het nie. Want jy sien, is geloof wat die gees van God aan die gang sit. As ek en jy geloof kan hê te midde van ons omstandighede, sit ons die gees aan die beweeg. En is ons bewus van die Heilige Gees. Net soos ek bewus is van die Heilige Gees wat hier is. Hierdie gaan oor sommer 'n Karoo storieetjie. Van 'n pastoor wat gebid het vir die Pinkster. En ons het nie so tyd gehad nie, maar ek bid by die Here dat volgende jaar ons 'n Pinkstertyd sal hê waar ons aan vas en gebed sal ingaan en by die Here sal smeek vir ons area, vir die plek wat die Here ons gegee het, sy roeping wat ons het, sodat sy gees oor ons sal neerdaal. Ek bid dit. Hierdie pastoor het sy gemeentetjie in so vas en gebed ingesit. En na die 3de dag, die staan daar 'n jong seun op, wat gebore is, wat nie kon praat nie.
Ek net kyk of ek sy naam is Lutado. Hy het nooit gepraat nie. Hy het my net altyd saam kerk toe gekom. En skielik roep hy uit. Hy sien die lig. En hy begin sy ouers wys en hy begin sy oupa en sy ouma wys. En hy sê vir hulle, die Here is hier. Hy soek die lig in julle huis. En die hele gemeente begin in die gees van die Here ingaan. En die gees van die Here begin die vuur aan die brand steek. En daai hele dorpie kom tot bekering. So volgende kom sê ek vir julle, die gees van die Here is hier. Hy sê vir elkeen van julle dat hy die lig van wie hy is in julle huis soek. Want daai lig verander die wêreld. Maar as ons huis duisternis is, kan ons nie die wêreld aanraak nie. Die gees van die Here is hier. Asof ek en jy hom sal plek maak, tyd sal gee, dat hy in ons lewe sal beweeg. So ons sien Pinkster is kragtig. Pinkster stuur ons uit. Maar ons verloor so maklik die hart van die Here. Ons verloor die hart van die een wat ons gestuur het, die verhouding van die een wat ons gestuur het. En as ons dit weer vasmaak, as ons dit weer bymekaar kan trek, 'n huis van gebed kan maak, onsself in heiligheid kan bring, as ons die gawes wat die Here ons gegee het tussen mekaar kan beweeg, sal ons in eenheid van geloof kom. Ons sal hom leer ken en weet wie hy is, en die wêreld sal die Here leer ken en die Vader leer ken. En dis sy opdrag in hierdie Pinkster wat die Here gee, sy belofte wat hy ons gee, dat as ons dit doen, kom hierdie belofte julle toe, dat julle die gees van God sal ontvang. En ek wil afsluit met hierdie boodskap, dat ek weet, toe die Here met my gepraat het, het hy baie hard gepraat. En ek gaan myself verander in gebedsel, want ek weet, as ons die wêreld wil impakteer, as ons die mense rondom ons impakteer, sal ons in gebed moet kom. Ons sal 'n tyd moet maak, nie net gebed om angstig te bid vir die wêreld nie, maar gebed om my hart met die Here te kan deel. Jy moet verhouding bou met die Here. Hy sê, ken my in al jou weë en ek sal jou paaie gelyk maak. Ons kan nie bly stap in hierdie wêreld met dit wat om ons gebeur, met harte en mense wat uitmekaar uitgeskeur word, as ons nie die beeld van Christus het nie. Want die wêreld het ons nodig. Elkeen van wat ons hier sit, dat ons met ons gawes wat ons het, die wêreld kan aanraak. Jan het gesê, met 'n bord hier opkom, die kerk wat beweeg. Ek dink is wat Jan gesê het, of die bewegende kerk. Dis wat, dink die vorige prediker gesê het. Ons moet die kerk wees wat beweeg. Ons kan nie meer stil staan nie. Ons kan nie dink dat ek 'n lekker plekkie gekry het, nou dat ek 'n kind van die Here is nie. Ek moet uitgaan en saai met trane, sodat aan die einde van die tyd, ek die oes kan inbring met 'n gejuig. Want dit is wat die Vader soek. Dis wat die Here soek. Is dat ons die oes met 'n gejuig sal inbring na die einde van die tyd toe. Daar kom nou uitstorting van die Heilige Gees oor die aarde. En ek weet is vir die seuns en dogters van God, hulle wat werklik na hom soek. Malagi sê dat daar 'n boek is wat opgeskrywe sal word van hulle wat die Here werklik vrees, wat by mekaar kom. En hulle sal na die einde van die tyd weer die geregtigheid van die Here sien. Dis wat hy sê. Seuns en dogters van God wat hom werklik soek. En daarmee sluit ek af. As daar enige iemand van julle is wat gebed nodig het, wil ek eers 'n geleentheid gee voor ons nagmaal het, om vorentoe te kom. As jy voel dat jy in jou lewe gefaal het, dat jy nie gestap het waar jy moet stap nie, en jy het gebed nodig, kom staan hier voor, dat ons vir jou kan bid. Ons gaan nou nagmaal hê, en ek weet Kobus gaan dit vir ons hanteer. Maar om te kom na die nagmaaltafel beteken dat ek het gemeenskap met die liggaam van Christus, die Here van die Here. Ek is deel van wie hy is. Ek is sy liggaam en ek is gehoorsaam omdat hy my geroep het. Amen.